Welkom almal by Bybelstudie sessie nommer 3. Ons het redelike stewige sessie wat vir ons voorlê vandag en ons gaan 'n bietjie kyk vandag na al die profetiese boeke en waar hulle inpas en hand in hand waar dit so mooi gaan met die tydlyn van die konings. So ons gaan redelik deur baie boeke draf vandag, maar die prentjie gaan beginne voller word en ja, die legkaart gaan bietjie beter en voller lyk. Maar ek wil net gou-gou eers hierdie sessie begin met gebed en dan skop ons hom af. Alright, Abba Vader, ek dankie vir Bybelstudie sessie nommer 3. Here, ek dankie dat hierdie geleentheid vir ons geskep het, dat ons na die woord kan kyk en dat ons soveel kan leer by U. Maar Vader, ek bid dat die Heilige Gees net so sal verwelkom word in hierdie sessie en dat U my woorde sal lei en deur my sal praat en dat U sal bedien deur my mond. En ek vra dat U ons so mooi sal by die hand vat vandag en dat ons 'n voller prentjie sal sien en dat die brood wat U woord is, ons sal vandag so mooi sal kom voed. En ek vra dat U ons harte sal oopmaak dat wat U vir ons vandag of wat Heilige Gees vir ons leer vandag, dat dit vangplek sal vind en 'n plek in ons hart sal uh kom saad wees wat in ons harte sal kom val. En dat daai saad wat in die grond gesit word, dat dit sal in goeie vrugbare grond sal geplant word en Here dat U dit so mooi sal laat groei in 'n boontjie in. En Abba Vader, ek dankie dat U ons so liefhet en dat U Jesus gegee het, U seun vir ons. En ek dankie vir U genade en U goedheid en U guns. En ek dankie vir elke persoon wat die Bybelstudie sessie gaan bywoon en na die tyd kyk en dat hulle harte gevul sal wees en dat hulle 'n honger in hulle hart sal kry vir die woord, vir U, en dat daar 'n nuwe vuur in hulle binneste sal opsteek. En ek bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Alright, so ek wil net gou begin met 'n videoetjie en ek gaan gou my screen share met julle. Ek het 'n baie oulike video gesien en ek wil dit graag deel met julle. Okay. Put your hand up if you've read the Bible from cover to cover. All right, hands down. The rest of you, okay, chill out about it. Don't feel too guilty yet. Listen, when you get to heaven, it's going to be a little bit awkward. Because you're going to get there and Peter's going to go, welcome, come on in. Oh, let me introduce you to Obadiah. Obadiah says, did you like my book? You go, book? What book? And then he introduces you to Zephaniah. Zephaniah says, did you like my book? What, you wrote a book as well? Listen, you're not going to be able to have conversations with certain people. Don't put yourself in that situation. This is the only reliable data that we have about God. Dit was nou vir my baie oulik toe ek hierdie video gesien het van J. John. En dis so waar dat die woord van God is die mees betroubaarste inligting wat ons kan kry. En J. John is ja, ek geniet sy video's, veral sy short videoetjies en die manier hoe hy die woord oordra en bedien. Maar is vir my so
hy het so 'n sin van humor wanneer hy die woord bedien en ja, dit is vir my net so oulik gestel en ons lag dalk nou 'n bietjie daaroor, maar ja, ek wonder kan maar net dink en maar net wonder hoe gaan dit in die hemel wees wanneer ons al die ander mense gaan sien en veral die wat in die woord van God genoem word en ja, mens gaan sekere gesprekke dalk nie kan hê met sekere mense omdat 'n mens nie hulle boek gelees het nie. Maar ek glo en vertrou die Here gaan ook soveel openbaring bring in die hemel en mens kan maar net dink hoe dit gaan wees in die hemel, maar ja, ek het dit nou baie oulik gevind daai video, maar dis die waarheid en die woord van God is wat ons geanker hou in hom. En ons as jy enige vrae het in die lewe, dan gaan jy na die woord van God toe. Dit is die waarheid, dis die woord wat van die Here afkom en dit is 'n handleiding vir om te lewe. Dit is 'n journey wat ons stap saam met Jesus en die woord van God is daar om ons te lei in waarheid hoe ons moet lewe in verhouding met die Here en dis lekker as 'n mens die woord al van die begin tot die einde kon deurlees en die legkaart bymekaar kon sit. Alhoewel 'n mens gaan so diep in die woord, daar's soveel wat 'n mens leer. Elke keer ek voel of ek net dieper en dieper en dieper gaan en daar's soveel wat 'n mens leer en soveel wat nog geleer moet word en wat Heilige Gees openbaar. Maar as jy onseker is oor enigiets in die lewe, gaan na die woord van God, gaan in sy teenswoordigheid. Dis sy teenswoordigheid en sy woord. To be in his presence and to be in his word. Dis die twee goed wat ons op geanker is in die Here. So ja, ons het nou 'n stewige Bybelstudie wat voorlê nou hierdie sessie. So sit maar jou sit maar jou koffie langs in jou en 'n lekker boekie, 'n notaboekie met 'n pen en ja, mag die Here ons lei in hierdie sessie en dat alles sal sin maak. Ek gaan wel 'n vrae en antwoord sessie aan die heel einde hê as ons nou klaar deur die Ou Testament en Nuwe Testament gegaan het. So jy kan net al jou vragies neerskryf soos ons deurgaan as jy vrae het. Ek dink die hele doel van 'n werkswinkel en met enige werkswinkel is dat daar altyd vrae sal wees en jy vra dalk net 'n vraag wat iemand anders ook in hulle hart het en dan kan ek 'n vraag en antwoord sessie hê aan die einde van hierdie hele werkswinkel en wat ook al onsekerheid daar dalk mag wees dat ek na dit kan kyk en dat jy kan voel dat hierdie werkswinkel het jou toegerus om die woord van God te kan vat en te kyk waar alles saampas en die woord te kan lees. Ek het nou 'n oulike interessante uh hoe kan ek sê 'n lekker kuier gehad met my boetie se dogtertjie en hulle het bietjie vir ons kom kuier in laasweek en sy vra my toe om 'n legkaart saam te bou. Nou ek is nie baie lief om legkaart te bou nie, maar sy's baie lief daarvoor en ek kan sien sy's goed en regtig baie goed in dit. En ek wil hê ons moet uh wanneer ons nou na hierdie deel begin kyk, dan wil ek hê julle moet aan hierdie storie dink wat ek nou vir julle vertel. So julle sal sien dat uh ek het in die heel begin van sessie 1 het ek die boeke van die Ou Testament op gaan verdeel in die geskiedenis en dan die profetiese boeke, dan jou gedigteboeke en dan jou wetteboeke. Nou, julle sal ook sien soos ons deur hierdie sessies draf, groepeer ek half die boeke saam wat ek voel hand in hand saamgaan om hulle te lees. So ons gaan vandag begin. Ons het nou die vorige sessie
klaar gemaak met die boek van Rigters. So nou gaan ons begin met die boek daarna wat 1 Samuel is. 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke en 2 Kronieke. So hierdie groepeer ek half saam. Maar die storie wat ek nou wil vertel is dat my boetie se dogtertjie, ek ons verskil, ons almal verskil as mens en ek dink ek's baie lief daarvoor om ek persoonlik is baie lief daarvoor om na die mense te kyk hoe elkeen anderste is en verskillend is want die Here het ons elkeen uniek gemaak. En sy hou van ek het gesien sy sit 'n legkaart stukkie, 'n puzzletjie en dan bou sy soos 2 of 3 stukkies bymekaar, maar dis nie te sê dis die buitelyn nie. Sy gaan bou net daai 4 stukkies so bymekaar byvoorbeeld en sy sit hulle perfek in en ek sien is sommer so dis geen moeite vir haar nie. Nou ek as 'n persoon hou daarvan om die buitelyn te begin, die hele buitekant eerste te begin bou. So ek sal die hele buitekant van die puzzle eers aan mekaar sit en dan begin ek daarna die binnendeel te bou. En ek sien toe net soos hoe sy bou en hoe ek bou en hoe ons verskil as mens. En en ja, die Here kom praat net so deur daai eenvoudige storie met my as ons kyk na die woord van God. En ek wil jou herinner dat elke persoon is anderste, elke persoon is uniek. Daar's soveel diepte wat ek kan ook nog leringe kan gee oor ons elkeen 'n gift is. Jy kry jou 7 gifts, jou 7 gawes en hoe elke persoon aan mekaar gesit is op 'n verskillende wyse om 'n spesifieke plekkie in die liggaam van Christus te hê. So jy gaan dalk na die woord kyk en jy gaan voel, weet jy wat, ek begin hierso. Dis so ek die puzzle begin bou. Dis so ek die legkaart aan mekaar sit. Ek is dalk soos wag, ek wil eers die buitelyne begin. Dis so ek dalk kyk na my legkaart. En ek dink die belangrikste is wanneer jy die woord van God lees is om Heilige Gees te vra. Waar moet ek begin lees? Wat is relevant vir my seisoen? Hoe wil u hê moet ek die woord benader? En jy gaan baie keer verskillend die woord benader in 'n verskillende wyse want soms gaan jy hom so lees as 'n storie en ander kere gaan jy vassit aan een vers en jy gaan in een hoofstuk dalk vassit en jy gaan so bestudeer en jy gaan 'n hele hoofstuk uitmekaar uittrek. En ja, en dis nie te sê jy moet by die boek van Genesis begin by tot en met die volgende boek en nou elkeen so lees nie. Dis hoekom ek half hierdie ook die woord of hoe kan ek sê hierdie Bybelstudie uiteengesit het dat as jy nou byvoorbeeld gaan begin lees by die boek van 1 Samuel, dis nie nodig dat jy die boek van Rigters eers gelees het voordat jy die boek van Samuel kan lees nie. Want dis nie dat daai stories gaan nou glad nie vir jou sin maak as jy nou die boek van 1 Samuel begin nie. En ek dink dis 'n lekker deel van die woord van God is dat waar ook al ons begin die woord optel en lees, is dat ons die legkaart so bou en aan mekaar sit. So ja, dis lekker om konteks te hê en te weet hoe die storielyn volg en dis waarvoor hierdie Bybelstudie is net om vir jou die buitelyne te kom teken, konteks te gee dat wanneer jy wel een boek oopmaak in die Bybel, dat jy dadelik min of meer weet waar gaan dit of okay, dit is waar ons is in die woord van God. Dit is waar ons nou is in die storielyn en in die tydlyn. Maar jy lees die woord soos die Heilige Gees dit vir jou lei en jy kan dalk begin en ek het persoonlik op 'n stadium so 5 jaar terug het ek net begin lees in die boek van 1 Samuel. Ek het hierdie boeke bymekaar gesit en dis wat vir my gewerk het. Ek het hierdie boeke begin saamlees en ek het van al die konings en al die tydlyne begin lees van al die konings en Dawid se storie en alles en hier met Hanna jy gaan nou sien. En daarna het ek gevoel, okay, nou gaan ek terug na die boek van Genesis toe. En ek het van die boek van Genesis deurgedraf weer tot die boek van Deuteronomium. So, jy moet kyk wat werk vir jou en weet dat elke persoon is anders. As jy voel, okay, wag nee, ek gaan nou eers na die Nuwe Testament toe gaan. Ek het persoonlik toe ek nou 'n bietjie baie dieper in die woord van God gegaan het, ek het begin by die Nuwe Testament en toe ek na die Ou Testament toe gaan, toe begin ek by hierdie boeke hier so by 1 Samuel en so aan. So jy moet kyk wat werk vir jou. Elke persoon is verskillend.
en nie almal sien alles op dieselfde manier nie. En die Here werk en die Heilige Gees werk met elke persoon anderste. So ek wil julle net bemoedig dat julle uh ja, dat julle net honger sal rook vir die woord van God en bou jou legkaart soos hoe jy voel. Die Heilige Gees lei jou. Alright, so ons gaan nou begin by die boek van 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke en 2 Kronieke. Hierdie boeke hardloop redelik baie saam. En julle gaan sien dat die boeke van Kronieke, 1 Kronieke en 2 Kronieke is soms 'n uitbreiding van die boeke van Konings, soos dit brei so 'n bietjie meer uit, dit het so 'n bietjie meer konteks tot die storie, of dit is partykeer 'n opsomming ook van die boek van 1 Konings en 2 Konings. So wat vir my lekker is en wat ek ook kan 'n voorstel maak is wanneer jy die boeke van 1 Konings en 2 Konings lees, is dat wanneer daar 'n kruisverwysing is. So jy sal sien in jou Bybel, as jou Bybel 'n kruisverwysing het, jy sal sien daar is byvoorbeeld dit verwys na 'n ander deel in die boek. Dan kan jy gaan na die boeke van Kronieke en jy kan die hoofstuk in die boek van Kronieke gaan lees wat van toepassing het met dieselfde storie in die boek van Konings. So dis net 'n uitbreiding van die storie of is 'n bietjie meer van 'n opsomming van die storie en dit gaan jou help om daai hele storie in die konteks te kry in die deel wat jy nou mee besig is om te lees. So net dit in gedagte hou. Ons gaan nou begin met die boek van 1 Samuel. So ek gaan hierdie stories wat ek nou uiteengesit het soos in my opsommings, ek voel dit is maar die stories wat vir my belangrik is en uitstaan om die storielyn te skryf, maar daar's verskriklik baie detail. Wanneer jy in die woord gaan sit, gaan jy daar's net regtig dis baie diep en maar ek lig net uit die belangrikste en ek som op wat ek voel met hierdie Bybelstudie wat ons nou moet kyk. Alright, so ons sal sien in die boek van 1 Samuel gaan jy begin lees van die vrou Hanna. Hanna wou baie graag 'n kind gehad het en sy het tot die Here gebid en gesmeek en gevra want haar moederskoot was gesluit en sy het vir die Here gevra vir 'n kind. En jy sal sien 1 Samuel 1 vers 11, toe sê sy en sy het 'n gelofte gedoen en gesê: Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmaagd aansien en aan my dink en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. So sy het smeekend gebid en vir die Here gevra: Here, gee vir my 'n kind en spesifiek 'n manlike kind. En as u dit wel doen, sal ek hom teruggee aan u. En sy het 'n gelofte afgelê dat sy hom sal teruggee aan die Here om vir God te werk. En hierdie gedeelte wat praat van geen skeermes sal op sy hoof kom nie, dit verwys na die boek van Numeri hoofstuk 6. So jy kan bietjie daar gaan lees. Dit gaan oor die wet oor die Nasareërs gelofte. Dit is waar in die wette, onthou ons het nou al die boeke van die wette gedoen, is daar 'n gedeelte waar 'n man of vrou soos 'n gelofte kan aflê om hulle self af te sonder en te heilig vir 'n spesifieke tydperk. En dan is daar spesifieke goed wat hulle nagekom het en nie mag moes doen nie of ja, spesifieke reëls en wette wat uiteengesit was vir die Nasareërs gelofte. Um en dit het sy 'n gelofte gemaak dat hy dan hierdie Nasareërs gelofte sal aflê en vir die Here sal werk. So jy kan bietjie meer gaan lees daar in hoofstuk 6. Samson het ook die Nasareërs gelofte nagekom. Hy het nie sy hare geskeer nie want die kragte was in sy hare. So nie dat die kragte in sy hare is nie, maar die kragte kom van God af en dit was net uit 'n plek van gehoorsaamheid. Partykeer vra die Here vir ons om spesifiek iets te doen. En 'n mens moet net gehoorsaam wees aan die Here en ek dink dit kom daarop neer. Dis nie dat as ons nou begin kyk na die Nuwe Testament dat jy moet nou so iets uitvoer of hier was meer in die wet van toepassing, maar die Here kan 'n mens soms iets vra om te doen en dat jy in gehoorsaamheid dit moet uitleef met die Here. Maar in elk geval, so Samuel is toe gebore en sy het haar
sy het haar gelofte nagekom. Sy het die kind grootgemaak min of meer tot die ouderdom van 3 en sy het toe Samuel gevat na die tempel toe van waar Eli was. Eli was 'n priester gewees en sy het hom toe teruggegee aan die Here dat hy kan werk vir God en hy het Samuel toe groot geword onder Eli en sy leiding en hy het hom grootgemaak en leiding gegee en die woord geleer, die wette geleer. En daarna sal jy ook sien toe het Hanna toe die Here haar geseën met nog kinders daarna. En Samuel is toe geroep as 'n profeet deur die Here. So Samuel was 'n baie kragtige profeet. Ons sien dat hy was nog baie jonk toe het die Here hom geroep en die Here het hom 3 keer geroep en hy dog toe dis Eli wat hom roep, maar dit was God wat hom geroep het. En die Here het begin toe so met hom woord deel en met hom te praat en die woord in daai tyd was baie skaars in daai dae. Woord wat van die Here af gekom het. So ja, dit was ook 'n moeilike tyd. Eli se seuns was ook nie hulle het ook bietjie afgedwaal en nie die goed gedoen wat hulle moes doen nie. En die Here gebruik toe Samuel, die Here rig vir Samuel op. Hy is 'n kragtige profeet gewees in daai tydperk. Dit sê dat hier in 1 Samuel 3 vers 19 tot 20 en Samuel het groot geword en die Here was met hom en hy het nie een van sy woorde onvervuld laat bly nie. En die hele Israel van Dan tot Berseba het erken dat Samuel betroubaar was as 'n profeet van die Here. So ons gaan bietjie nou kyk na wat is 'n profeet en net soos bietjie meer na die definisie van wat is 'n profeet. Sien dat ons nou na al die profetiese boeke ook gaan kyk en dis belangrik om te weet wat 'n Ou Testament se profeet was maar ons gaan dan nou daarna kyk, maar ek wil net julle gou eers deurvat. So ons kyk nou Samuels gebore, hy's 'n profeet, geroep as 'n profeet vir God se werk om 'n spreekbuis te wees en met die volk te praat. En dan sal jy sien van hoofstuk 4 tot 7 in 1 Samuel, sal jy bietjie sien daar word bietjie gesels en vertel van die Filistyne. Nou wie is die Filistyne? Die Filistyne is vyande van Israel. En onthou julle die verbondsark? Die verbondsark raak so 'n bietjie verlore in daai paar hoofstukke. Die volk Israel was ongehoorsaam, maar hulle het die verbondsark na geveg toegeneem en hulle toe die verbondsark verloor en toe eindig die ark op in Dagon se tempel en toe die Here 'n ramp gebring omdat die ark in jy weet nou in die vyande se hande was. Hy skuif toe, hulle het hom toe uitgeskuif na 2 ander stede, daar het ook rampe getref. En uiteindelik kom die ark weer terug aan Israel se volk en julle sal sien dat daar 70 mans ook gesterf want hulle het in die ark gekyk. So as julle gaan kyk na die wetteboeke, onthou dat dit so heilig is, daar was reëls wat nagekom moes word dat hulle nie enigiemand kan die ark net ronddra of ingaan nie. So ag dit vertel maar net bietjie daarvan die verbondsark, maar ons sien weer eens dat die Here so getrou is ongeag dat die Here se volk ongehoorsaam was en dat hulle dalk nie alles reg uitgevoer het nie, dat die Here nog steeds die rampe bring en tref na die vyande se kamp om die ark terug te bring. En dan het ek julle mos bietjie vertel van die boek van Rigters. Daar was net rigters, daar was geen koning gewees nie. En die volk wou 'n koning hê. En Samuel, hulle toe na Samuel toe kom en hulle het gesê hulle wil 'n koning hê. Samuel was toe baie, ek sal sê gegrief gewees in sy gees, maar dis nie hy nie, dis die Heilige Gees, is die Here wat teleurgesteld of gegrief was in sy gees want hy het gevoel dat hulle wil nou afhanklik wees van 'n koning om hulle te lei in plaas daarvan dat God die koning is wat hulle lei en hoe alles uiteengeset was en hoe alles gevolg moet word. Maar die Here sê toe, okay, weet jy wat, ek gaan vir julle 'n koning gee en die Here gee vir hulle koning. Toe het Samuel vir Saul gesalf as koning. Saul kom uit die stam van Juda. En Saul het toe baie ongehoorsaam opgetree en hy het die instruksies verwerp van die Here. En ons sien toe later die Here sê dat hy soek 'n man, 1 Samuel
13 vers 14 sê die Here het vir hom 'n man na sy hart gesoek. So toe Saul so optree en die instruksies verwerp en alles, het die Here gesê hy soek 'n man na sy hart om koning te wees, en die Here het toe Dawid uh as die nuwe koning gesalf. So die Here het vir Samuel gesê gaan salf vir Dawid as koning. Hy was maar net 'n skaapswagter gewees. Hy was uit die stam van Juda. En hy was een van die jongstes en die kleinstes en glad nie gedink dat hy as koning gesalf sou word nie, maar weer eens die Here kyk nie na 'n mens se uiterlike voorkoms nie, maar hy kyk na die hart en wat in die hart aangaan. En Dawid was 'n man na die Here se hart. En belangrik dat hy uit die stam van Juda af uitkom. En ons sal later sien hoekom ek dit sê. Maar Dawid is toe gesalf. Samuel het hom toe gesalf as koning, maar ons sien ook hy's nog nie aangestel as koning nie. Saul moes nog steeds as koning um tot die Here hom uit sy posisie uitgehaal het. Saul moes nog koning wees, en Dawid was net gesalf, maar hy was nog nie aangestel as koning nie. So die Here praat ook in sy woord van jy weet, op die einde van die dag, you do not touch the anointed people of God, die mense wat vir God se werk geroep is. Jy kan nie enigiets net doen soos wat jy wil nie, en dis die Here wat aanstel en afstel en alles doen. So ons sien dat Dawid was baie respekvol, en hy het Saul baie hy het dit nog steeds ten spyte, jy weet, dat Saul, want Saul het begin sy lewe baie moeilik maak en hom agterna jaag, want hy het geweet dat die Here Dawid in sy plek wil sit. Toe Dawid soos 'n wildernis tydperk van sy lewe gehad, en hy het rondgevlug weg van Saul af plus minus vir 10 jaar. En maar ons sien dat Dawid nog steeds ten spyte daarvan baie respekvol gebly het. En Dawid het nooit sy hand gelig vir hom nie. Hy kon soveel kere, julle sal sien daar's waar hy soveel kere sy lewe kon geneem het, maar hy het nie. Maar uiteindelik toe is Saul dood en Dawid het koning geword oor Juda vir 3 jaar, en daarna het Dawid vir 7 jaar later oor die hele koninkryk koning geword. So onthou die stam van Juda, onthou die 12 stamme. So hierso is nou belangrik om hoe kan ek sê, met die boeke, as ons nou hier kyk met al die konings en alles, om ek sal sê trek te hou met al die stamme en waar al die stamme inkom. So die stam van Juda, dit is een van die stamme uit die 12, en die hele koninkryk, die hele Israel, is wanneer dit al die stamme is saam. En daarna Dawid was 'n man na die Here se hart. Jy sal ook sien Dawid het ook baie kere wat hy iets verkeerd gedoen het, maar hy het geweet om terug te kom in vergifnis en in vasting en gebed, en altyd teruggekom na die Here. En ek dink dit is die verskil tussen Saul en Dawid se lewe, is dat Dawid, as hy iets verkeerd gedoen het, hy het teruggedraai na God. Waar Saul het hard geraak in sy hart, en hy het instruksies verwerp. So julle sal sien dat Dawid, en ek wil nou net so 'n bietjie enetjie oorspring na die volgende slide toe, maar julle sal sien dat in die boek van 2 Samuel 7, so die hele boek van 1 Samuel word Dawid se storiebasis ook vertel, en Samuel en al die goedjies wat ek nou gesê het, en ons baie meer detail tot dit. Want 2 Samuel 7 sal julle sien dat Dawid is nou op die einde van sy lewe, en die Here maak 'n verbond met Dawid. En dit is waar eintlik die belofte van Jesus ook net so mooi deurkom. En ek het nou die hele 2 Samuel hoofstuk 7 vers 1 tot 16 hier gaan sit, al van 'n opsomming wat jy self alles kan deurlees. Maar ek wil net 'n paar goeters, sal ek sê, highlight. Hierso het die Here 'n verbond gemaak met Dawid, en hy het gesê hy maak 'n onvoorwaardelike verbond aan Dawid, en dit wys God se getrouheid dat Jesus, die Messias, sal kom van Dawid se bloedlyn. So onthou ons het 'n bietjie gepraat van die stam van Juda. Dawid kom van die stam van Juda. Met ander woorde, die uit die bloedlyn van Juda, van Dawid, kom Jesus. So dit is waar die verbond gemaak is tussen die Here en Dawid. En
die verbond hang nie af van voorwaardes of die volk se gehoorsaamheid nie. So jy sal sien nou baie in die gedeeltes wat jy gaan lees van al die konings, dat die Here gaan elke keer terug na sy woord omdat hy verbond aan Dawid gemaak het. Dan bring hy elke keer hy bring elke keer hoe kan ek sê verlossing en hy hou vas dat die Here kom deur met sy belofte wat hy aan Dawid gemaak het. So ongeag dat die volk so ongehoorsaam was van die een koning na die volgende koning, die Here het 'n belofte bevestig met Dawid en hier op die laaste skrif vers 16 sê en jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou. Jou troon sal vas staan tot in ewigheid. En dit bring net die klem op dat in vers 16 dat Jesus sal sy ewige koninkryk vestig deur die stam van Dawid. En julle kan self bietjie deur gaan lees na hierdie dis 'n baie mooi hoofstuk om deur te gaan lees en hoe die Here net so getrou is dat hy julle sal sien in die Ou Testament daar's soveel keer in die Ou Testament wat verwys word na Jesus. En as jy baie mooi gaan lees, dit is eintlik baie keer so versteek en jy moet mooi lees en as jy sien maar hier verwys dit eintlik na Jesus. En dis die verbond wat die Here gemaak het aan Dawid en dat hy hoop bring en verlossing bring. En jy gaan sien ook die profetiese boeke verwys baie na dit dat die Here bring julle sal sien in die profetiese boeke dat die Here oordeel bring, hy's 'n regverdige God, maar dat hy ook verlossing bring en hoop. En dit is Jesus. En ja, ek wil net hierdie skrif hierso lees dat vers 14 sê ek sal vir hom 'n vader wees. Okay, wag, vers 12. As jou dae vol is, so hier praat God nou met Dawid, né? So die Here het 'n woord na die profeet Nathan toegebring en Nathan die profeet het die woord na Dawid toegebring en hy sê as jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek, dis God, jou nakommelinge wat uit jou liggaam sal voorkom, laat optree en sy koningskap bevestig. Hy sal vir my naam 'n huis bou en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees, sodat as hy verkeerd handel, ek hom sal straf met 'n menslike roede en met slawe mensekinders, maar my goedertierenheid sal van hom nie wyk nie, soos ek dit onttrek het aan Saul wat ek voor jou aangesig verwyder het. So hier het so 'n mooi belofte wat die Here kom gee en ons sien duidelik Jesus is die belofte. So die Here wou hê dat Dawid of deur Dawid se bloedlyn dat 'n tempel gebou word en Dawid het die fondasie kom lê, maar hy het nie die tempel toe gebou nie. Salomo sy seun het die tempel gebou. So jy sal sien dan beweeg ons bietjie verder in die boek van 1 Konings 5 waar Salomo toe die tempel oprig en begin bou soos wat die Here se woord was aan Dawid. Nou julle sal sien, onthou julle bietjie ek dink dit was in die tweede sessie wat ons bietjie gepraat het oor die tabernakel. Onthou die verbondsark wat in die tent is. So hier is nou 'n bietjie van 'n hoe kan ek sê ons 'n bietjie opgradeer, 'n upgrade dat dit nie net meer 'n tent is nie, maar 'n tempel, 'n huis wat vir die Here gebou word vir sy teenwoordigheid om daar te rus. So in plaas van die tent nou wat die hele tyd rond beweeg het. Jy sal onthou in die boeke, die wetteboeke, dat die verbondsark die hele tyd rond beweeg het, waar die volk beweeg waar het daai verbondsark saam met hulle beweeg, want die Here, hulle het gevolg waar God se teenwoordigheid gaan. En daarna het dit beweeg saam Josua en almal en rigters en alles. En nou kom ons by die gedeelte waar die Here soek na 'n tempel. Hy wil 'n plek, 'n huis hê. Maar as jy die hele tyd deur die lens begin kyk, soos die Here praat, dit is so mooi, maar wanneer jy die woord lees, die Heilige Gees sal vir julle openbaar en dieper vat, maar dit praat van 'n ewigheids plek wat die Here bou vir ons en wat Jesus vir ons nou voorberei het.
En ons sal 'n bietjie later kyk in die Nuwe Testament daarna. Maar julle weet nou in ons liggame, ons huisves vir die Heilige Gees. So ons maak plek dat hy in ons woon en ons maak spasie vir die Heilige Gees. En maar in die Ou Testament hulle het 'n tempel toe gebou. Hulle sal sien dat die koning Salomo het toe 'n tempel gebou. Hy was bekend vir baie wysheid, baie rykdom en baie vroue. En hy het op die ouderdom van 20 koning geword en hy het net gelewe tot die ouderdom van 60. 'n Baie wyse man, maar ook wat baie dwaase besluite geneem het. Ehm Alright, so 1 Kronieke 22 vers 5 tot 6 sê, want Dawid het gesê, my seun Salomo is jonk en teer en die huis wat vir die Here gebou moet buitengewoon groot wees, tot 'n roem en 'n sieraad van al die lande. Laat my dan vir hom bou voorberei. Daarom het Dawid voor sy dood groot toebereidsels gemaak. Daarop het hy sy seun Salomo geroep en hom bevel gegee om 'n huis vir die Here, die God van Israel, te bou. En in 1 Konings 8 vers 11 sê hulle sien, en die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie. Die heerlikheid van die Here het die huis van die Here gevul. So Salomo het die tempel gebou en God se teenwoordigheid het daarop gerus en jy kan 'n bietjie meer detail kyk na alles wat daar gebeur en is baie interessante stories wat nou van daar af gebeur. Um Maar ja, jy sal sien Salomo was 'n baie wyse man. Hy het ook die boeke, hy het baie ander boeke ook geskryf, deel van Psalms, Spreuke, Prediker en ons sal in die volgende sessie daarna kyk. Maar om julle nou net deur te draf, waar pas alles in? So julle sal sien vanaf die boek van Samuel af sal ons sien nou konings is mos nou opgerig. So die koning van Saul was eerste, daaruit was dit die koning Dawid en toe sy seun koning Salomo. En dan moet julle nou hier kop hou want hier gebeur nou iets waar die koningskap verdeel word. So daar's 'n skeiding wat plaasvind en julle sal sien daar vind 'n skeiding plaas omdat Salomo ongehoorsaam was. Die Here het die 10 stamme van hom af weggeneem en dit in die hand van Jerobeam gegee, wat hy was ook iemand wat gedien het in Salomo se paleis. Dit is die noordelike stam. So as ek praat van Israel, dit is die noordelike stam. Dit is 10 stamme, okay? Uit daai 12 stamme. En maar hy het omdat onthou julle, omdat hy belofte aan Dawid gemaak het hy seker gemaak dat die stam van Juda bly onder die bloedlyn van Dawid. So Rabium was Salomo se seun en die twee stamme, so dis Juda en jy sal sien ook die stam van Benjamin, het toe deel van die bloedlyn gebly en deel van Salomo Dawid se bloedlyn. So dit is die stam van Juda. Soos ek praat van die suidelike koningskap, dit is Juda en as ek praat van die noordelike koningskap is dit Israel. So dis belangrik om hierdie skeiding te sien want as jy in die boek van Konings gaan lees, gaan jy moet so lekker kop hou want dan word daar twee koningskappe die hele tyd oor gepraat, die noordelike kant en die suidelike kant. So daarom is daar so baie konings in hierdie boek. So julle moet net mooi trek hou. Alright, so 1 Konings vers 11 vers 29 tot 32 sê terwyl Jerobeam in die tyd uit Jerusalem uitgaan, kry die profeet Ahia die Siloniet om op die pad. En die was bekleed met 'n nuwe mantel en hulle twee was alleen in die veld. Toe gryp Ahia die nuwe mantel wat hy aangetree het en skeer dit in 12 stukke en hy sê vir Jerobeam, neem vir jou 10 stukke want so spreek die Here, die God van Israel, kyk, ek gaan die koninkryk uit die hand van Salomo afskeer en aan jou die 10 stamme gee, maar die een stam sal syne wees ter wille van my knegt Dawid en ter wille van Jerusalem, die stad wat ek verkies het uit al die stamme van Israel. So onthou, die Here het 'n belofte gemaak en ja, en dis waar die skeiding nou plaasvind en nou moet julle mooi trek hou. So
Ek het 'n notaatjie hier gemaak. Dit sê soms is dit moeilik om die verhaal te volg in hierdie boeke, okay? Omdat daar verwys word na Israel en Juda. Daar is altyd opmerking oor die koning reg of verkeerd gehandel het in die oë van God en wat die gevolge was. So hier moet julle nou mooi trek hou van wat se koning gepraat word en in wat se stam. So ek wil nou net voordat ek na hierdie kyk, net na die tydlyn, ek het so 'n opsomming gemaak van al die konings. So onthou dat Saul was eerste koning vir 40 jaar, toe Dawid vir 40 jaar en toe Salomo vir 40 jaar. Daarna het die skeiding plaasgevind. So ons sien die noordelike koninkryk Israel en die suidelike koninkryk Juda. En jy sal sien hierso dat ek het na elke koning gaan luister en ek het langs aan hakies gesit of hy hoeveel jaar hy koningskap gehad het en as koning opgetree het. So dit was of 2 jaar, die D staan vir dae, so 7 dae. As daar M is, staan dit vir maande. So jy kan sien dat ek 'n tydlyn geteken het tussen die twee stamme en ons sien dat die noordelike stam het min of meer plus minus tot 'n val gekom 722 voor Christus. Assirië het hulle oorwin. So Assirië was vyande van hulle. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na die vyande en die verskillende vyande wat opgetrek het teen God se volk. En dan sal julle sien die suidelike stam Juda. Hulle het in Babiloniese ballingskap gegaan min of meer plus minus 605 voor Christus deur koning Nebukadneser. En dit lees julle so 'n bietjie meer in die boek van Daniël. En die stad het tot 'n val gekom min of meer 586 voor Christus. So net om trek te hou met die tydlyn en waar alles in pas. Ek gaan nou nie deur elke koning gaan nie, maar julle gaan sien wanneer julle deur hierdie boeke lees dat mense moet net mooi kop hou met van wie word gepraat nou. Daarom het ek nou net so 'n opsommingkie gemaak en dit sal julle baie help om ja, wanneer julle hierdie boek lees en dit sal julle regtig help in opsomming. En julle sal sien ook daarso word bietjie ook 'n storie wat uitstaan is van Elia en Elisa en dit was twee profete wat die Here geroep het. Elisa het onder Elia gedien en ja, ons kan sien dat Israel aanbid toe ander gode en die Here het profete gestuur aan die noordelike kant aan Israel. Onthou daar's nou 'n skeiding wat plaasgevind het om hulle te konfronteer. So ons sien Elisa as die opvolger van Elia en ja, die Here het groot wonderwerke deur hulle bedieninge gedoen. En voor Elia opgeneem is in die hemel het Elisa 'n dubbele deel van Elia se mantel ontvang. En dan het ek nou twee fotootjies gaan sit. Toe ek het die voorreg gehad om so 2 jaar terug in Israel na Israel toe te gaan. En ek het toe foto's geneem by die berg Karmel. En jy sal sien hierdie gedeelte, daar's 'n gedeelte in die boek van Konings waar Elia die Baal-profete uitdaag. En hy daag hulle uit en sê hulle oor wie sal heers oor Israel, God of Baal? En julle sal sien daar 'n hele storie daar plaasgevind waar God Elia gebruik het kragtig om wonderwerke te doen en 450 Baal profete dood te maak. En dit het alles plaasgevind op die berg van Karmel. Nou die Baal profete, dit is die ander gode wat Israel die volk begin dien het en die Here toe Elia gebruik as profeet en ingestuur om hierdie werk te doen en die Here het wonderwerke deur hulle verrig, maar ja, hierdie is net ietsie wat vir my net lewendig deurkom, die voorreg wat ek gehad het dat ek in Israel kon wees en daar tyd kon spandeer het en te gaan stappe daar waar dit actually plaasgevind het. So hier is net twee fotootjies wat ek hier ingesit het wat ek afgeneem het. So julle kan bietjie daai storie gaan lees daar en dat dit julle sal bedien. Is dit lekker om te sien as die woord lewendig word en ja, soos ek nou die voorreg gehad het om in Israel bietjie tyd te kon spandeer, 2 jaar terug is dit 'n voorreg om te kon stap waar Jesus gestap het en waar al die stories plaasgevind het en selfs daai van Elia. En ek het maar net gedog ek sit dit daarin
en dat jy ook net kan sien hoe dit daar lyk en is lekker om 'n prentjie te hê en gaan doen vir jouself 'n guns, gaan Google so 'n bietjie hoe dit daar lyk en sekere dele wanneer jy deur die woord lees, dis wat ek doen. As ek die woord lees, dan gaan ek ook en ek probeer nog navorsing te doen. Ek probeer nog 'n beter prentjie vir myself te skep. Alright, so ons gaan bietjie net kyk voordat ons dan na die profetiese boeke toe gaan, na die verskillende wêreldryke. So het ek 'n foto ingesit van ek het die voorreg gehad om ook in Egipte te wees en ek het die piramide hier gesit. So onthou julle die storie van waar God se volk uitgelei het uit Egipte uit. Egipte was 'n vyand gewees, okay? So ek het dan nou 'n bietjie vertel van die Filistyne was 'n vyand en hiersoos Assirië, Babel, Mede-Persië en die Grieke en die Romeine. En dan wanneer jy na die boek van Daniël gaan kyk, sal jy sien daar word simbolies elke koninkryk van hierdie vyande word voorgestel in 'n spesifieke vorm hoe die Here hulle beskryf, soos die Babylon was die hoof van goud, dis die leeu met die arensvlerke. So dit help om baie keer as jy die woord lees, veral die boek van Job, Daniël, veral die visioene en die drome wat hy gekry het, dit is baie simbolies voorgestel. So dit help om te verstaan wat praat Daniël hierso van in die boek van Daniël. Jy moet verstaan dat okay, dit is nou byvoorbeeld Babylon wat voorgestel word as 'n koninkryk, 'n vyand wat eerste opgestaan het en dan sien jy okay, maar daar's ook die Grieke en dit is die maag en die heup van brons en dit word voorstel as die luiperd. So wanneer 'n mens die woord lees, veral die boek van Psalms ook, so die wat hou van ek sal sê gedigte wat baie lief is, vir your poetry, your Shakespeare en al daai goed. Dan breek jy dit so op en jy sien wat die Here probeer sê en wat simbolies voorgestel word. So 'n mens moet die konteks verstaan en verstaan wat jy lees, dat dit vir jou sin kan maak. En sodra jy dit snap, en daarom dis kom ek sê doen 'n bietjie navorsing, gaan kyk en laat die Heilige Gees vir jou oopbreek, maar ek het hierdie net so opgesom. Ons gaan nou baie praat van Babylon en die profetiese boeke en jy sal sien in die Nuwe Testament gaan dit baie oor ook na die Romeine toe, maar dit help om te verstaan wat simbolies voorgestel word. So ek het net so 'n bietjie hierdie gedeelte of opgesom en net bietjie meer duidelikheid te bring, want as ek praat van Assirië en nou sê jy soos okay, wag, waar is ons nou? So as ek die woord lees, ek moet weet, vir my weer eens, ek het die hele buitelyn wat ek teken of as ek 'n legkaart doen, ek doen die buitelyne en dan begin ek binnekant in te vul. Nou vir my, ek is 'n baie groot prentjie mens en ek wil weet waar pas wat se boek in. En as ons praat van 'n wat ook al, kom ons praat van Egipte of Assirië, ek wil weet waar pas dit in. Sodat wanneer ek die woord lees, dat ek die konteks kan verstaan wat ek lees. So ja, as ons nou praat van okay, ons praat nou van Juda, die stam van Juda en Israel. 'n Mens moet verstaan wat wie is en waar wat inpas. Anders gaan dit nie vir jou sin maak nie. Anders gaan die hele boek van Konings en al die profetiese boeke, dit gaan baie die mekaar wees as 'n mens nie verstaan wie waar inpas nie. So ek dink net dit was belangrik om in te sit hier in die Bybelstudie. Alright, so waar is ons nou? As ons kyk na die tydlyne. Ek wil net so enetjie uitzoom. So, ons het nou deur die boeke van 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings en 2 Konings gedraf, saam met die boek van 1 Kronieke en 2 Kronieke. So, julle sal sien dit speel alles so af saam. Hierdie kan jy lekker as 'n groot afdeling gaan lees op sy eie as jy wil. En nou gaan ons begin kyk na die profetiese boeke en waar die profetiese boeke inkom. En jy sal sien dat al hierdie profetiese boeke hieronder wat ek hier gelys het, speel af in die tydlyn van die boek van 1 Konings en 2 Konings. Nou onthou die boek van Kronieke en 2 Kronieke gaan ook saam met hulle. En dan sal jy sien die boek van Esegiel en Daniël, hierdie profetiese boeke, gaan speel af in die deel en die boek van Jeremia gedeelte daarvan, speel af in die ballingskap gedeelte. So onthou ek het vir julle gesê, hierdie koninkryk wat was Israel, hulle tot 'n val gekom op 'n sekere punt, en Juda, die stam van Juda,
En daai koninkryk het in ballingskap gegaan en hulle is gevang en jy sal sien dis waar die boek van Jesegiel en Daniël hierdie twee profete het uitgespeel. Hulle was in daai tydperk en Jeremia ook 'n gedeelte daarvan. Hulle was in die tydperk waar die volk in gevangenskap geneem was, so in ballingskap deur Babylon. So onthou ek het julle nou 'n bietjie vroeg vertel van Babylon, Babylon wat hulle in gevangenskap geneem het. En koning Nebukadneser was die koning daai tyd. Sy seun was toe die opvolger, maar dis waar daai storie van Daniël inkom en waar jy dit sal sien. En dan sal jy sien as ons bietjie verder gaan, daai drie profetiese boeke gaan dan in hierdie tydperk afspeel van die boek van Esra en Ester en daai gedeelte, maar ons gaan in die volgende sessie daarna kyk. So ons gaan eers net kyk na hierdie profetiese boeke hierso. Alright. So ek dink ek wil eers net kyk na wat is die rol van 'n profeet in die Ou Testament. 'n Profeet is 'n boodskapper van God af. Dis om 'n boodskap oor te dra aan sy volk. 'n Profeet bring waarskuwing, openbaring, teregwysing, bemoediging en leiding. Dit is profeseë oor die toekoms. Is 'n profeet het opgetree as 'n tussenganger of 'n bemiddelaar om God se instruksies uit te voer. Leiers wat God se mense gelei het in 'n dieper verhouding met God en God gekose spreek by. So die Here het spesifieke mense gekies om profete te wees in daai tyd, om 'n spreekbuis te wees, 'n tussenganger, om woord te kom bring, om teregwysing, waarskuwing, openbaring te bring, bemoediging en leiding te bring. En dis waar ons nou kom by al die profetiese boeke en dit is die profete in daai tyd wat gebruik was terwyl daar sekere konings nou is 'n koning was en hulle het in sonde verval en en die Here gebruik hierdie profete om woord te kom bring en leiding te bring en ook hoop te kom bring vir die toekoms, want jy sal sien baie in die profetiese boeke word daar baie gepraat van Jesus wat die hoop is en alhoewel die volk in ballingskap gegaan het en geval het die Here weer hoop gebring. En jy sal 'n bietjie later sien dat die tempel wat hulle gebou het wat nou verwoes was, het die Here hulle weer teruggeroep en weer laat 'n tempel bou. En dit gaan ons in die volgende sessie doen. Maar as jy kyk na die profetiese boeke, um dit help om die profetiese boeke te lees saam met die deel wat ook wat verwant of relevant het in daai tydperk om konteks te hê. Maar jy kan nog steeds 'n profetiese boek oopmaak en dit begin lees. Die Here sal oopbreek, maar dit help ook om te sien waar die boek inpas. Nou weer eens ek hou daarvan om te weet waar pas wat 'n boek in wanneer ek lees en dat daar konteks is agter dit wat ek lees. So hoekom het byvoorbeeld Jeremia, die profeet Jeremia dit gesê? So dit gaan net vir jou meer sin maak wanneer jy die profetiese boek lees in tydlyn met die boeke wat van konings en wat se koning in daai tyd koningskap gehad het. So ek sit maar net hier, ek het nou hier net skriffies gesit bietjie van 'n profeet. Kom ons vat Jesaja 58 vers 1. Hier sê die skrifgie roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos 'n bassyn en verkondig aan my volk hulle oortreding en aan die huis van Jakob hulle sondes. Soos maar net bietjie op wat 'n profeet is en waar pas 'n profeet in, want dis waar ons nou gaan kyk na al die profetiese boeke. So al hierdie profetiese boeke wat saamgespeel het in die boek van Konings. Spesifiek hier baie hierso aan die einde ook, sal jy sien. En dan ook nou, soos ek veel ook gewys het, tydens ballingskap en na die ballingskap. Alright, so ek het dit op gaan verdeel in 3 dele. So ek het hier gesit profetiese boeke, dan het ek 'n opskrif gesit voor ballingskap, so dis voor min of meer 586 voor Christus, voor die val van Jerusalem. Nou Jerusalem, en ek praat van Jerusalem, is dit die tempel, Juda, die stam van Juda, voordat daai volk die stam aangeval was en die vyande Babylon hulle aangeval het en in ballingskap geneem het en gevangene ingeneem het. So dis wanneer ek verwys na die voor die val van Jerusalem.
En ek het al die boeke gaan lees wat min of meer in daai tyd voor ballingskap afgespeel het. En dan het ek tydens die 70, want hulle was 70 jaar in ballingskap gewees en gevangene gewees, is dit die boek van Jesegiel en Daniël. Dis dieselfde soos daai tydlyn wat ek vir julle nou gewys het. En dan na ballingskap was daar 3 profetiese boeke wat uh, afgespeel het in daai tydperk toe hulle het begin terugkeer het van die gevangenskap af en waar hulle weer die tempel geherbou het. So en ek het gesê min of meer want daar sekere boeke, daar word in sekere profetiese boeke geen konings genoem nie. So nou is dit bietjie moeilik om te identifiseer presies waar daai boek afgespeel het. Maar ek het maar 'n bietjie navorsing gaan doen en gaan kyk na wat hulle sê. En weet as ons gekyk na die wat diep in die woord bestudeer het en as ons baie teruggaan, waar hulle sê min of meer wat dit kon afgespeel het. So wanneer jy nou na die profetiese boeke kyk, weer eens gaan kyk na in die tyd wat dit afgespeel het, lees dit saam met hand in hand. Dit gaan vir jou 'n bietjie meer konteks gee. En dan help dit om dit bietjie beter te verstaan. So voor ballingskap sien ons dat die boek van Joël moontlik plus minus 850 voor Christus of tydens Esra plus minus 450 voor Christus afgespeel is, omdat hulle geen koning daar noem nie. En hy spreek daar met Juda, die suidelike kant. En die boek van Joël, dis baie moeilik om in al die detail te gaan van die boeke. Alright, so ek het net 'n klein opsommingkie gemaak om vir jou 'n idee te gee min of meer wanneer dit afspeel, min of meer wat daar gebeur, net oorhoofs die buitelyn geteken. Jy moet self gaan sit en die woord lees en nou dieper gaan. As die Here my dalk lei om later bietjie meer Bybelstudie te doen oor elke boek en dieper te gaan, ons sal maar kyk hoe die Here lei, maar daar's soveel diepte wat 'n mens ingaan en ek kan nie alles dek in hierdie Bybelstudie sessie nie, maar die idee is om net vir jou oorhoofse opsomming te gee waar watter boek inpas, tydens watter koning en dit help ook klaar dat jy weet, okay, hierdie is die profetiese boeke, dis wat deur die profete geskryf het wat die Here opgerig het in daai tyd en dit help om net die groter prentjie te sien en bietjie konteks en agtergrond te hê. So dis moeilik om in soveel diepte te gaan, maar ek gaan nou net min of meer net 'n opsomming gee. So as ons kyk na die boek van Joël, dit beteken die Here is God. Nie duidelik wanneer die boek geskryf is nie, geen koning is genoem nie, maar wel verwysings na die ander profetiese boeke soos Jesegiel, Jeremia, Jesaja, Obadiah en Amos. Joël fokus op die dag van die Here. Groot fokus in die Nuwe Testament op die dag van die Here wat spreek van oordeel. Daar is 'n ernstige oproep tot bekering. So Joël 2 vers 12 tot 13 sê, maar selfs nou nog spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart en met vas en gewene en rouklaag en skeer julle harte en nie julle klere nie en bekeer julle tot die Here, julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. En ons sien ook daar in die boek van Joël wat die Here praat van deur die profeet Joël. Hy sê dat ek het dit nou nie hierso opgesit nie, maar dit praat ook daar dat julle kinders gaan profeteer, julle dogters, julle seuns en die oueres gaan drome kry en die uitstorting van die Heilige Gees en die boek of daai profetiese woord wat in die boek van Joël voorkom, sien ons dan in later in die Nuwe Testament waar in Handelinge sien ons dit speel af waar die Here die Heilige Gees uitstort en die doping met die Heilige Gees en hoe die woord vervul word. So julle sal sien dat soveel profetiese woorde wat in die Ou Testament is, deur hierdie profete, hoe dit in vervulling kom in die Nuwe Testament en ook wat in daai tyd ook afgespeel het. So dit is die boek van Joël min of meer. As ons kyk na die volgende boek, Jona, hy is gestuur deur God na Ninive, die hoofstad vir Assirië om tot God terug te kom. Dit het plus minus afgespeel tussen 780 en 760 voor Christus. So
die boek van Jona. Julle ken almal min of meer ook die storie van Jona. Is 'n lekker storie om te vertel. Is 'n man gestuur deur God na 'n heidense stad, Ninive, hoofstad van Assirië. So onthou ek het julle 'n bietjie vertel van Assirië. So Assirië is die vyand, die stad om God se volk, om Israel en van die stede. So Jona was gestuur soontoe, né? Maar Jona het eers gerebelleer teenoor God omdat hy nie die instruksie van God wou uitvoer nie. Jona het 'n profetiese uh hy het 'n profetiese woord aan hierdie mense gegee en hulle het dadelik reageer met hulle hart van bekering. Maar Jona het eers gestry met die Here en hy het net gevoel, hoe kan die Here hom soontoe stuur na die vyande, nie God se volk nie, om vir hulle woord te gee en te sê draai terug na God toe. Uh as julle nie dit en dit doen nie, jy weet die Here het 'n woord daar gegee. En hy was baie ongelukkig dat die Here hom soontoe stuur dat hy woord aan hulle moes gee. En hoe kan die Here genade betoon teenoor hulle, God se vyande? En dit wys net weer die storie van Jesus en hoe Jesus gekom het vir elke liewe persoon in hierdie wêreld. En ons sien hierdie het min of meer in die tydperk afgespeel van 2 Konings hoofstuk 14 en dit was tydens die koning van Jerobeam nommer 2. Daar's 2 Jerobeams. Jy sal sien die eerste ene en dan bietjie later die tweede een. Is daar nog 'n Jerobeam. So jy kan bietjie meer gaan lees in die boek van Jona. Maar hierdie gee vir hulle konteks waartoe hy gestuur was en ja, dit help ook net om die storie dan. Dit gee soveel meer konteks en dan verstaan 'n mens um hoekom en wat en jy weet dit help om net die konteks agter dit te verstaan na wie hy toegestuur was, wanneer en hoekom en al daai goed. Alraai, dan kyk ons na die profeet Amos. Dit het min of meer afgespeel tussen 760 en 750 voor Christus. Hy was 'n skaapwagter en vyeeboer van Juda. Okay, so ons kyk nou na daai skeiding, onthou, dis na die stam van Juda en hy's na die noorde as 'n profeet gestuur. So onthou noordelike kant Israel. En as ons gaan kyk bietjie na sy opsomming. Amos beteken 'n lasteraar. Hy was 'n skaapboer uit Tekoa geroep as profeet, maar geen familie generasielyn in die profetiese bediening nie. So is vir my baie interessant dat hy geen bloedlyn gehad het van profete nie. Die Here het hom baie randomly geroep. Maar ook weer eens hoe mense net so kan toepas in jou eie lewe en waar die Here sekere mense in die bediening roep en alhoewel hulle nie eers 'n bloedlyn het van enige bediening in hulle familielyn nie, maar die God kies wie hy wil roep en wat se taak te verrig. En ek dink dis so van toepassing in ons eie lewe. Jy voel dalk partykeer voel jy net anderste as as die familie en jy voel okay, wag, jy het nou soos 'n amazing talent, kom ons sê dalk vir kuns. En niemand in jou familie het enige kuns gedoen nie. Of musikaal en daar's net niemand in die familie nie, maar die Here het vir jou daai gawe gegee. En hoe belangrik dit is om dit uit te leef vir wat die Here jou geroep het om te doen en die gawes wat hy vir jou gegee het. So sien hy het die boodskap by Bethel gelewer aan Israel en die nasies. 'n Profeet tydens koning Jerobeam 2 en Israel wat geweld en verdrukking opstapel en die armes verdruk het. Amos profeer die dag van die Here oordeel. Die dag van die Here en dis soos 'n oordeel en 40 jaar later kom die woord in vervulling waar Assirië vir Israel oorwin het aan die einde van die boek. Okay, so julle sal sien, onthou wat ek vir julle gesê het, die stam Israel het ook tot 'n val gekom en dit was Assirië wat hulle aangeval het en die Here het toegelaat want hulle het baie gerebelleer en hulle was in ongehoorsaamheid. So 40 jaar later kom daai profetiese woord tot vervulling. So dit help as jy nou die boek van Amos gaan lees en weet jy, okay, dis waar hy inpas. Dit is die woorde wat hy gebring het en as jy later weer in die boek van Konings lees en sien julle, okay, hier kom die val van Israel en hierdie profetiese woord het tot in vervulling gekom. En julle sal ook net sien in die einde van die boek van Amos is daar baie visioene in die boek en daar's baie verwysing na die profetiese woorde van Jesus en Jesus die hoop wat voorlê. So is amazing hoeveel jare nie voor die tyd
daar al profetiese woord uitgegaan het dat dat Jesus gaan kom en Jesus is die hoop. Alright, so dit is die boek van Amos. Ek kyk ons na die boek van Hosea. Dit het plus minus 760 tot 720 voor Christus afgespeel. God se eerste instruksie aan Hosea was om 'n prostituut te vat as vrou. Hy is geroep as profeet in die noorde tydens koning Jerobeam 2. Nou soms die Here goed gevra en dit maak glad nie sin nie, maar as jy mens na die dieper betekenis daarvan gekyk dan sien 'n mens. Okay, Hosea beteken verlossing. Hierdie profeet is geroep tydens koning Jerobeam 2 in die noorde. Die tema storie waar God se lewe gebruik as 'n simbool hoe God voel teenoor Israel. God gee Hosea instruksie om 'n hoervrou te neem as 'n vrou omdat Israel grootliks oorspel bedrywe het. God hernie sy verbond met hulle. Hosea 2 vers 19 sê, en ek sal my met jou verloof en trou, dan sal jy die Here ken. God noem die gevolge waar Israel tot 'n val gaan kom en het, maar hy sal hulle weer herstel deur Dawid se bloedlyn, waar Jesus as verlosser kom. So is amazing hoe die Here Hosea as 'n profeet, die Here stuur hom, maar hy vra hom dit uit te leef. Hy vra om die storie uit te leef, net as 'n simbool van hoe God se verhouding daai tyd nou met Israel was, maar tog dat die Here so getrou is dat hy 'n verbond maak met hulle en dat hy sê so mooi en ek sal my met jou verloof. God sal my met jou verloof en trou. Dan sal jy die Here ken. En ja, hulle het baie gerebelleer en baie sonde en afgode gedien. Julle sal sien die hele boek van Konings, as jy die boek van Konings nou lees met al die konings en wat alles al gebeur, dan verstaan jy ook hoekom hierdie profete sulke ernstige woorde gebring het van God, wat God hulle die heeltyd wil teruglei. So dis wat die Here doen met hierdie profete. Hy wil hulle die heeltyd teruglei na hom toe. En wat hulle verkeerd doen, dan probeer hy terugwysing bring en tigtiging bring. Alraai, dan gaan ons kyk na die boek van Micha. Hy bedien as 'n profeet in die noord en suid tydens plus minus 739 tot 686 voor Christus, tydens die heerskappy van Jotam en Hiskia. En ons kyk bietjie na sy opsomming wat ek bietjie gemaak het hierso. Hy is geroep as 'n profeet aan die begin van Jotam se heerskappy en tot aan die einde van die heerskappy van Hiskia. Hy het beide Israel en Juda aangespreek, oordeel op hoe hulle opgetree het, maar ook 'n boodskap van hoop. Micha 12 vers 2 sê, gewis sal ek jou geheel en al versamel, o Jakob, gewis sal ek vergader die oorblyfsel van Israel, almal bymekaar bring soos skape in 'n kraal, soos 'n kudde in sy weiveld, en dit sal dreun van mense. En dit wys dit vir my so die hoop wat die Here die heeltyd bring en hoe hy hulle terugbring en terugroep. Alraai, die volgende boek, skus julle, ek gaan redelik vinnig deur hierdie. Maar is moeilik om regtig nou in diepte te gaan in hierdie Bybelstudie sessie van elke profetiese boek. So ek vertel nou nie die hele storie van elke profeet nie, maar net min of meer 'n opsomming, en as jy na daai boek kyk, hoe om dit te benader en waar dit inpas, en dit gee so 'n bietjie konteks. Alraai, die boek van Jesaja sê, die boek van Jesaja is 'n baie groot boek. Daar's 66 hoofstukke. Hy's 'n baie lang enetjie. Hy bedien noord en suid plus minus 740 tot 680 voor Christus. Dis die langste profetiese boek wat vertel word voor, tydens en na ballingskap. Okay, Jesaja, kom ons gaan na die boek van Jesaja toe. So Jesaja beteken die Here red. Jesaja is geroep as 'n profeet gedurende die heerskappy van Hosea tot en met Hiskia. Dis 66 hoofstukke. So as jy gaan kyk na die hoofstuk 1 tot 39 sal jy sien die hooftema is 'n boodskap van oordeel, maar ook hoop. Dan die val van Jerusalem en herstel daarvan. So die Here gebruik hom en hy gaan waarsku die volk. En dan sal jy sien dat in 2 Konings hoofstuk 24 tot 25 is waar Jerusalem geval het. Die stam van Juda, die volk, waar hulle in gevangenskap
geneem was deur Babylon. Dan hoofstuk, so julle sien dis waar dit uitspeel. So hier is die waarskuwing gegee, hier is die woorde deur die Here gegee van hoofstuk 1 tot 39. En dan sien ons hoe dit uitspeel in hoofstuk 24 tot 25 in die boek van 2 Konings. Dan as jy gaan kyk na Jesaja hoofstuk 40 tot 48, is dit die ballingskap is verby en Israel kan terugkeer. So onthou hulle het in ballingskap gegaan. En Jesaja het profeseë gegee wat nadat hy dood is, het die profeseë tot vervulling gekom. So Jesaja het hierdie woord gegee, hy is toe al dood en toe sien ons hoe speel alles uit en alles kom tot in vervulling. Dan sien ons sien en dan hoofstuk 49 tot 66. So ek deel dit in 3 dele op as jy kyk na die groter prentjie. Onthou ons kyk na die groter prentjie, ons kyk nie nou na al die detail nie. Maar hoofstuk 49 tot 66 sal ons sien nou weer. Dit is die aankondiging van die nuwe hoop, die nuwe Jerusalem. En dit vertel ons hier van Jesus ons verlosser. So as jy hierdie boek benader, deel hom in daai 3 hoofstukke op, dan gaan dit vir jou beter sin maak met die tydlyne. Want dis partykeer 'n bietjie moeilik as jy die profetiese boeke lees en jy soos ek wag, het hierdie nou al gebeur of gaan dit gebeur en waar dit gebeur, het dit in watter tydlyn het dit afgespeel? En dan word daar weer geprofeteer van Jesus. En Jesus kom eers in die Nuwe Testament en dan word daar al profeseë gegee wat aan die heel einde gaan gebeur wanneer Jesus weer gaan kom, sy tweede koms. So om net kop te hou met alles, deel hulle in daai hoofstuk op. Alraai, dan gaan ons na die boek van Nahum. Hy bring oordeel of die Here gebruik om 'n oordeel te bring oor Assirië, onthou die vyande van Israel en profeseë oor die val van die stad van Ninive. Dit het plus minus 663 tot 612 voor Christus afgespeel. So Nahum, hy is geroep as profeet aan die stad van Assirië. En ons het gesien Jona was ook geroep na Ninive toe. En hierdie speel in min of meer in die boek van 2 Konings hoofstuk 17 in daai tydlyn af. Assirië word eintlik gebruik as voorbeeld vir al die ander wêreldryke wat teen Israel opgestaan het. En so julle sal sien ons onthou ek het julle vir julle 'n bietjie vertel van al die verskillende vyande wat daar is. Assirië is hier soos as 'n voorbeeld gebruik wat met hulle gaan gebeur en wat met al die ander wêreldryke gaan gebeur wat teen God se volk opstaan. So hier's 'n gewigtige boodskap van die val van Assirië gegee deur Babylon. So Nahum het gesê dat Assirië gaan tot 'n val kom. So daai vyand Assirië gaan 'n val kom tot 'n val kom deur Babylon. En ons kan sien ook Babylon het ons ook nou hoe Juda in gevangenskap geneem. So om trek te hou van Israel, die volk Israel, die stam Juda en dan kry jy mos nou die vyande en Assirië is toe eventueel uiteindelik ook het hulle tot 'n val gekom en die Here het Babylon gebruik om hulle tot 'n val bring. Dan gaan ons kyk na die volgende boek, na Sefanja. Dis 'n profeet geroep en gefokus op die oordeel van Juda tydens die koning Josia. En dit is plus minus 640 tot 609 voor Christus. Okay? Ons kyk na sy opsomming. Hy is geroep as 'n profeet tydens die heerskappy van Josia. Dit sal jy sien in die boek van 2 Konings hoofstuk 22 tot 23. En dit beteken Yahweh verberg. Yahweh wat Jesus is, dit beteken Yahweh verberg. Die profeet het baie van die vorige profete gekwoteer en hy was 'n profeet voor die val van Jerusalem. So hy het baie van die profetiese woorde aangehaal wat die ander profete reeds gesê het en die Here het hom ook gestuur en gebruik om woord te bring. So mens kan nie sê God het nie gepraat nie. Die Here het aanhoudelik profete opgeruk en gestuur om met sy volk te kom praat. En ons kan sien dat hy was 'n profeet net voor die val van Juda. Alright. Dan gaan ons na die volgende boek wat Habakuk is. Hy het swaar profeseë gegee tydens die koning van Josia plus minus 612 tot 587 voor Christus. Habakuk hy adresseer God. Hy weeklaag
tot dat God iets doen. So hy roep uit na God. Jy sien hy roep baie uit na God en sê want dit is net voor die val van Jerusalem. So al hierdie woorde wat reeds gespreek is en hy vra Here, waar is U? Hy roep uit na God toe en God antwoord hom dat hy bewus is hiervan en dat hy oordeel gaan plaasvind. So hy vra waar is God? Wat jy weet op die einde van die dag met alles wat al gebeur het, al die woorde wat al reeds gegee is en hy vra Here, waar is U? Waar is U? Hy voel die Here is nie daar nie. En die Here kom uiteindelik en hy sê ek is bewus van alles. Ek weet van alles wat aangaan. En daar gaan oordeel plaasvind, maar hy gee ook weer 'n boodskap van hoop en dat die tempel weer herbou gaan word, dat die volk gaan in ballingskap ingelei word of in gevangenskap geneem word, maar daar is 'n boodskap van hoop, die tempel gaan weer herbou word, maar nog belangriker, Jesus kom wat die groter hoop is. En dan kyk ons na die boek van Jeremia. Hy is geroep as 'n profeet oor die nasies. So nasies, met ander woorde Israel, Juda en al die ander vyande. So hy is oor al die nasies geroep. En hy het die waarskuwing gebring oor die ballingskap en hy is plus minus 626 tot 585 voor Christus. In daai tydperk wat hy afspeel in die boek van Jeremia. Um So hy dien as 'n profeet net voor ballingskap, maar ook 'n bietjie tydens ballingskap. En jy sal sien hoofstuk 21 tot 25 kom dit min of meer na die waarskuwing van God af aan Juda. Dan sal jy sien hoofstuk 26 tot 45 is waar die oordeel en hoop aan Juda gegee word. En dan hoofstuk 46 tot 51 die oordeel en hoop aan die nasies. En dan is daar 'n profetiese woord van die 70 jaar ballingskap wat tot in vervulling kom. En dan Jeremia hoofstuk 52 sê Babylon neem Juda in ballingskap. Babylon neem Juda in ballingskap en hoop vir God se volk. En Baruk het ook geskryf van hierdie boek. So hierso kan ons dit nou jy kan dit in daai hoofstukke gaan opverdeel wanneer jy daarna lees. Soos jy sal sien, waarskuwing word gebring in die eerste deel, in die eerste afdeling. Die Here bring waarskuwing aan sy volk. Dan speel dit uit. Dan sien ons, okay, hier kom daai profetiese woord tot in vervulling. Dan sal ons sien dat dit speel uit. Hulle is in die 70 jaar ballingskap. En dit speel eintlik uit die woord wat uitgegaan het dat die volk tot 'n val gaan kom deur Babylon. Daai woord speel uit en dan bring die Here ook 'n boodskap van hoop. En dan kan ons so mooi sien dat die tempel weer geherbou gaan word en ook Jesus as die hoop. Alraai, dan die boek van Obadiah, oordeel teen Israel se broer Edom. So onthou julle Edom, onthou julle Jakob. Jakob se naam het verander na Israel toe. Jakob het 'n broer gehad, Esau. Esau se ander naam is Edom. So hulle is die Edomite. Okay? Net om julle in die prentjie te bring. Nou weet julle waar hulle in die prentjie is. En hierdie profeet is geroep plus minus 848 tot 841 voor Christus of dit kon ook 586 voor Christus afgespeel het. So is bietjie moeilik om die tydlyn daar presies te trek waar in watse tyd hy afgespeel het. Maar dit gee ook net min of meer 'n idee. Is omdat daar nie konings genoem is nie en al daai goed. Obadiah was Obadiah. Obadiah het ek in die begin geskryf. Hy bestaan uit net een hoofstuk. Sy naam beteken dienskneg of aanbidder van God. Edom, sy broer, ons het nou gesê wie Edom is, dis Jakob se broer Esau. So dit is 'n volk of 'n nasie wat ontstaan het, ook in daai tyd. En hy het baie trots gehad en het geweld teen Jakob gepleeg. So vers 15 sê, want die dag van die Here is naby oor al die nasies, soos jy gedoen het, sal aan jou gedoen word. Jou daad sal op jou hoof neerkom. So die Here het waarskuwing hier gebring oor die volk van Edom. Okay. Alright, dan kyk ons nou na die twee boeke tydens ballingskap. So die boek van Jesegiel
word gebruik, so die profeet Esegiel word gebruik om die volk te bemoedig om getrou te bly aan God. So nou is hulle in ballingskap geneem. Okay? Hulle het tot 'n val gekom, die tempel is vernietig deur Babylon. Hulle gaan in gevangenskap, in ballingskap in. En nou gebruik die Here hierdie twee profete, Esegiel en Daniël. So Esegiel word gebruik om die volk te bemoedig om getrou te bly aan God. En Esegiel het baie lyding deurgegaan om tekens te wys aan die nasie en om bekering te bemoedig. En En dan Daniël, hoofstuk 1 tot 6, is die storie van sy lewe en sy vriende, en julle ken al die storie van Daniël. Maar dit alles plaasgevind tydens ballingskap. So hy was eintlik in 'n baie moeilike posisie geplaas in die tydperk wat die Here vir Daniël geroep. Ek dink Daniël het 'n baie besonderse lewe gehad. Soos as jy gaan kyk na sy woorde wat hy ontvang het van die Here af, die visioene, goed wat uitgespeel het, goed wat nog gaan uitspeel en goed wat uitgespeel het, is vir my net dis 'n baie partykeer is hierdie boek bietjie gekompliseerd om te lees, maar as jy hom snap en jy sien waar hy inpas en ook die simbole verstaan en die verskillende nasies en alles daarso wat opgetrek het teen die volk van God, dan gaan jy verstaan wat gesê word. So as jy kyk na hoofstuk 1 tot 6, dan lees jy die storie van Daniël en hoe hy groot geword het en sy vriende en die wonderwerke wat daar plaasgevind het. Die koning was in daai tyd was koning Nebukadneser. Julle sal sien in die boek van Daniël praat dit ook van die koning van Nebukadneser. Hy was die koning van Babel. Dit is die koning en daai volk wat nou Juda tot 'n val gebring het en die tempel vernietig het. En ons sien dat Daniël kragtig drome uitgelê en hy staan in geloof in daai tyd. Dan hoofstuk 7 tot 12 is daar baie profetiese visioene wat uitgespeel het in die tyd van ballingskap en profetiese woorde wat oor die volgende 375 jaar uitgespeel het tot akkuraatheid. En as jy 'n bietjie navorsing ook gaan doen en bietjie verder gaan kyk daarin, dis amazing om dit te lees. En ja, dit maak my so honger van hoe amazing of hoe fantasties die Here se woord net tot akkuraatheid is. So Daniël was 'n groot intercessor in gebed en dis hoe hy gebruik was. So dit was tydens ballingskap, okay? En dan na ballingskap het die Here 3 profete gebruik en dit is Haggai, Sagaria en Malagi. Of Malachi. En dit was nadat hulle teruggekeer het van ballingskap. En ons sal nou na hierdie 3 boeke kyk wanneer ons na die volgende boeke gaan kyk. En hierdie is redelik 'n mondvol. Hierdie Bybelstudie het redelik baie langer aangegaan, maar is omrede ons na al die profetiese boeke gekyk het. So ons sal na hierdie 3 boeke kyk sodra ons na die volgende sessie gaan kyk. Maar om net so 'n bietjie terug te gaan waar ons nou is. Ons het nou na al hierdie profetiese boeke gekyk wat afgespeel het voor ballingskap en tydens ballingskap. En nou is die volk in ballingskap. En in ons volgende sessie gaan ons nou kyk na die volgende boeke van hierdie 3 profetiese boeke wat ingaan vleg na die volgende boeke waar hulle die tempel gaan herbou en hoe die Here hulle gebruik het en woord gebring het. Alright, julle, hierdie is 'n mondvol, maar die profetiese boeke is altyd baie stewig en onthou, ons gaan deur hierdie boeke nou oorhoofs. Ek gaan nie in elke detail nie, maar ek gee min of meer vir jou 'n struktuur van wanneer jy elke profetiese boek gaan benader en ook net die konteks agter dit, wie is wie, die tydlyn daarvan en dit gaan jou help om beter die boeke te verstaan wanneer jy self gaan sit en daai boek gaan oopmaak. En dit is wat hierdie Bybelstudie voor is om jou toe te rus om te kan sien wat se boek pas by watter boek en die storielyn en hoe om dit te lees en wat jy kan saam lees. So, alright julle, ek gaan nou stop sharing. Hierdie was 'n stewige sessie gewees julle en ek bid dat die Here net julle so sal lei en die Heilige Gees julle sal bedien wanneer julle self in julle Bybelstudie gaan sit en ja, dat die Here julle net dat die woord net so oopgebreek sal word vir julle en dat Heilige Gees julle net so sal bedien. En as daar net te veel inligting is, gaan kyk weer die sessie, deel hom dalk in 2 dele op. En ja, van daar af laat Heilige Gees jou net lei en as jy enige vrae het, skryf dit neer
Maak notas daarvan en ons sal kyk dan op die heel einde as daar enige vrae is dat ons 'n vraag en antwoord sessie sal hê. Alright julle, 'n geseënde res van die dag, 'n geseënde res van die aand en 'n res van die week en geniet julle Bybelstudies wanneer julle in julle eie tyd gaan sit en vra vir die Here om julle te lei wanneer julle die woord opmaak en mag daar net 'n vuur in julle binneste oopbreek. En ek sien julle dan by die volgende sessie, sessie nommer 4, wat dan die laaste sessie op die Ou Testament gaan wees voordat ons beweeg na die Nuwe Testament toe. Alright julle, bye bye.